Môre? Hoe gaan het met julle? Goed. Terry het nie gegroet nie. Hallo Terry. Hoe gaan het met jou? Gaan sy. Julle weer daar by die deur is ek 'n kaartjies vir die Young Adult Kamp. Die rede hoekom ek dit afkondig, ek is die Young Adult pastoor, so julle moet nou gehoorsaam wees. Asseblief as jy iemand wil sponsor, ek dink jy kan in die middel van die maand vir enige van die Young Adults vra, het jy nog geld oor? Sê hulle, wat's dit? Okay, so hulle kyk al klaar waar gaan hulle eet die res van die maand. So dan hou hulle 'n braai of 'n, ek weet nie, 'n koekie braai of ek weet nie wat gebruik hulle nie. Maar as jy iemand wil sponsor, vat die kaartjie, daar agterop is plek, sit net jou, jy sponsor iemand en jou naam, en dan, dit kan iemand bless om op die kamp te wees. So ons is besig met al die reëlings, daar's al die inligting, so by die deure is daar kaartjies, vat asseblief, en dan jy self wat 'n Young Adult is, ek sien die Seninders is hierso, hallo julle, hulle is gewoonlik getrou, daar's elke keer so 8, 9, 10 wat van daar af kom, so ons verwag ook weer 'n klompie van daar af en van Pietersburg af. Amen. Amen. Ek het nou eens begin, julle moet nou al begin saam praat. Kom ons bid. Here Jesus, U is wonderbaarlik in die woord, en die woord bring lewe. Dankie vir elkeen vanoggend hier is, Here, ek vra dat U ons sal help om ons ore oop te maak, om te luister wat die Gees wil sê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As ek daar by Peer en Tannie Helene kuier, waar is hulle nou? Deur agter. Dan sê Tannie Helene altyd vir my, Peer sit nie sy ore in nie. So sit julle ore in vandag om te luister, sodat julle kan hoor, Peer het jou ore in? Hy het sy ore in. Daar is hy. Hy kan hoor. Hy kan vir ons luister. Okay. Ons is besig aan die laaste ruk om te praat van die Vader, wie ons Vader is, ons verhouding met die Vader, en om die Vader te herken. Ek dink Pastor Johan en Pastor Andries en Pastor Benny het almal dit so saamgevat wie die Vader is. Ek wil vandag vir julle 'n prentjie probeer skep van hoe Jesus die Vader gesien het. En hoe ons dan vir Jesus sien. Want ons kan baie keer dan fokus ons net op die een plek. Ek moet nou hier in my area kyk. As jy 'n soldaat is en jy is in 'n oorlogsveld, dan is dit baie belangrik om te weet wat die bevelsraad doen en wil doen en gaan doen. Jy kan jou eie ding doen met jou klein peloton, kan jy 'n paar dinge doen, maar jy gaan nie weet wat die visie is van wat die Here wil doen nie. So ons moet ons oë en ons harte op die Vader, op Jesus hê. En dan ook luister wat die woord sê. Nou Jesus, ek wil vir ons lees Johannes 5 vers 19. En hy sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen. Hy kan niks uit homself uit doen, tensy hy die Vader dit sien doen. Nou het ek al baie gewonder, maar waar het Jesus die Vader op aarde gesien? Hy het hom nie al gesien nie. Ek kan nie onthou dat die hemelse Vader een keer afgekom het aarde nie. Ek kan onthou, hy het 'n paar keer uit die hemel uit gepraat en gesê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het, en dis my geliefde seun, luister na hom. Maar Jesus kom van 'n koninkryk af, wat hy weet wat die Vader se hart is. Dis hoekom Jesus gereeld gesê het, ek kom stel aan julle voor die koninkryk van die hemel. Want hy het 'n Vader wat in die hemel is. Nou as ons die Onse Vader lees, Matteus 6, vers 9 tot 10, en dan sê dit, so moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Die eerste ding wat Jesus vir ons kom leer, die belangrikste ding as ons met die Vader moet praat, is, Vader, U naam moet geheilig word. Want ek erken U in die eerste plek as my Vader, ek weet wat my Pa is, wie my Pa in die hemel is. En dan, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. En dis wat Jesus kom doen het op die aarde. Nou dan, kyk ons nou, okay, hy sê vir ons, hy doen wat die Vader doen, so hy het vir ons alles kom wys, wat die Vader doen, en nou kom Johannes die Doper, ons ken die storie van Johannes die Doper, wat in die tronk is, en hy's op 'n laagtepunt, ek voel dit is 'n laagtepunt, maar hy's onseker, want hy weet, hy was die geroepe, om die Vader of Jesus aan ons te kom voorstel, en sê, maar ek kom die pad voorberei vir Jesus, dat julle kan weet, dis die verlosser wat julle al jare verwag. En hy kom en hy sê, uit Matteus 11 vers 4 en 5, en Jesus het geantwoord, nee, dis nou nie. Hierso, Johannes 14 vers 6. So hy stuur 2 van die disciples en sê, gaan, of van sy disciples, gaan, want hy is in die tronk, gaan hoor
is hierdie nou werklik die verlosser? En Jesus antwoord en sê, ek is die weg, nee, ek jok vir julle. Ja, hierdie was reg, Johannes 11 vers 4 en 5. En Jesus het geantwoord vir hulle sê, gaan vertel aan Johannes wat julle gehoor en sien. Blinde sien weer, krepeles loop, melaatses word genees, word gereinig en dooies hoor. Ja. Prys die Here. Oom Peer, hier is jy ook. Dowes hoor. Dooies word opgewek en hoor, en armes word die evangelie verkondig. So hy sê, Johannes was nie seker nie, want hy was nie deel van die groep nie, maar hy het baie stories gehoor en dingetjies, en hy stuur sy disippels en sê, gaan maar hoor gou, is Jesus die gestuurde? Jesus sê, ek is die seun van God, ek doen wat die Vader sê, en ek doen wat ek sien van die Vader af. En Johannes vra maar, wie is u en wat doen u? En sê, ek doen dit. Ek reinig, ek genees, ek verlos. Ek is saam die laagstes van die laagstes op die aarde, waar almal verwag ek sou 'n koning gewees het op die aarde. En Jesus sê, ek bring verlossing. Nou, ek wil vir julle 'n storieetjie vertel, ek het dit nou op 'n klip gesien in die week, en ek moet water drink. Iemand nog water, hè? Hier is 'n ekstra bottel. En die ou vertel van, hy is 'n kind van die Here, maar een van sy kinders, sy borsbeen begin binne te groei. En dit is besig om die hart in te druk, in die longe in te druk, en is besig om die kind dood te maak. En toe hulle by die dokter uiteindelik uitkom, sê die dokter, hier is nie hoop hier nie. En ons het nog nooit so geval gehad, waar ons moet opereer om dit te verander nie. En hy sê vir hom, maar hierdie dokter is 'n gelowige, hy sê vir hom, maar daar's een ding wat jy kan doen. Ons gaan ons bes probeer, maar daar's een ding wat jy kan doen. Soek iemand wat jy weet, wat kan bid. Dink aan iemand en gaan bel en vra, asseblief bid en tree in. En hy loop daar uit en hy het een persoon en hy bel die persoon, een van sy vriende. En hy sê vir hom, dit is die geval, ek wil hê jy moet vir my bid. Bid vir my kind. En daai persoon is op pad op vakansie met sy familie. En hy stop langs die pad by 'n gastehuis en hy sê vir sy vrou en kinders, vat julle die kar, gaan aan met die vakansie. Ek gaan nou intree. En ek gaan nou vas en bid vir my vriend se kind. En om die storie kort te maak, toe is die kind geopereer en op die einde van die dag is alles 100% soos dit moet wees. En hy's nie genees nie, hy's geopereer. En sy lewe is nie meer gevaar nie. En sy vriend bel hom terug en sê, hoe gaan dit? Dis dit al die 3de dag. Hoe gaan dit met jou kind? Ek sê, ons het vandag die nuus gekry. Hy's okay. Hy's in die kleer. Hy sê, okay, dankie, ek kan nou op vakansie gaan. En hy gaan van daar af verder op vakansie saam met sy familie. Is jy daai persoon? Is jy daai persoon vir die Here Jesus, dat enige tyd kan iemand jou kontak en sê, bid. Jy hoef nie te weet hoekom nie, maar bid net. En jy sal die persoon wees wat op jou knieë gaan sê, Here, ek tree in vir wie ook al my gevra het. Is jy daai persoon wat, as iemand sê, hoor jy, ek is siek. Ja, ek dink jy moet dokter toe gaan. Ja, nee. Of as jy die persoon wat Jesus sê, gaan en lê julle hande op die siekes en hulle sal genees word. Is jy daai persoon wat iemand net kan kom en sê, hoor jy, hierdie siekte is vir my te erg, bid asseblief vir my. Lê jou hande op my, want ek weet, as jy bid, gebeur daar dinge. Nie as gevolg van wie jy is, maar van wie jy in jou verhouding met die Here staan. Is die paadjie wat jy met die Here loop. Jesus sê, ek kom wys julle die Vader, en ek weet wie is die Vader. Maar julle moet nou leer om te weet wie die Vader is. Kyk na my. Kyk na wie ek is. En Jesus het gegaan in nie een plek iemand nie genees het nie. Hulle sê as hulle al die genesings en al die goed moes opskryf, was daar nie genoeg boeke in die wêreld om alles op te skryf wat Jesus gedoen het nie. Ons het net 'n gedeeltetjie van wat Jesus gedoen het. Maar sy hele lewe was om die Vader te verheerlik. Sy hele lewe het gedraai om, Here, ek wil u mense dien. Hoekom noem ons hierdie 'n diens? Service. Anders sou ons het genoem het 'n receivers, of wat ek al. Jy kom om hier net om te eet. Nee, jy is hier om te dien.
Wie was nou hier voor met die knie? Ek het jou naam vergeet. Sê weer? Ja, asseblief, ek gaan nou nie, ek kan nie hoor nie. Dit is Sean se vrou. Mevrou van die kerk. Sy het uit gehoorsaamheid vorentoe gekom en gesê iemand met 'n knie. En daar was 'n paar wat gehad het. Ek dink as jy bo 50 is, was jy een van die kandidate dalk. Maar paar mense het daar lank gesteek en sy het gebid uit gehoorsaamheid. Hoekom? Want sy het 'n woord van die Here af ontvang. Hoeveel keer ontvang ons woorde van die Here en ons doen niks daaromtrent nie? Ons is net passief, want of 'n pastoor sal dit doen. Ek gaan hierdie storie vertel. Terry, vergewe my. Hy bel my laat die aand of baie vroeg die oggend. Dat ek is so die mekaar, ek kan nie eens onthou ek het die oproep gehad nie. Jy het my gebel, né? Okay. Want ek sit toe by George hulle 'n paar aande later, by George en Karina, en hulle sê hy wil graag hê ek moet sy suster ontmoet, Karen, né? George? Ag, Doris. Sê vir Karen, sy's nou Karen. Vir Debbie. Nee, sê vir Debbie, en sy wil my graag ontmoet, want sy wil weet, wie is die ou wat vir haar gebid het? Ek sê, ek het haar nog nooit in my lewe ontmoet nie. Sy het nie met my gepraat nie. Sy het dalk met Benny of met Johan of Jan of een van die ander pastore gepraat nie. Sy sê, nee, ons is nou nie seker, maar dit was jy. Sy sê, nee, ek kan dit nie onthou nie. En Debbie sit daar, en sy vertel haar hele storie. Ek het agtergekom, sy en Terry is familie. Want ek dink ons het 'n uur lank geluister na die storie. Terry kan net so lekker stories vertel. En sy vertel haar hele storie en in die gedeelte kom sy by daar was 'n sticky note op die laptop gewees en ek onthou Terry het gepraat van daar was 'n boodskap op die laptop en die ou is op pad om selfmoord te pleeg. En ek klik, okay, ek het dit al gehoor ergens. Ek sê toe vir haar, ja, ek dink ek het dit gehoor. En toe kom dit nou terug na my toe, want Terry het my baie vroeg. Hoe laat het jy my gebel? Ja, nee, dit is baie laat in die aand. Ons ouens slaap al amper daai tyd. Ons loop wel in ons slaap, maar ek is daai tyd nie meer daar nie. Maar ek sê toe vir haar, okay, ek onthou dit. Maar vir my was dit nie, het ek gebid? Okay. Ek het blykbaar gebid. En ek kan dit nie regtig recall nie. Maar die volgende dag, ek dink toe stuur Terry vir my boodskap, ons het hom gekry en hy's okay. En dit lei toe nou tipe van amper 'n klokkie, maar in my verslaapgheid, die mekaargheid, prys ek die Here was my default om te bid, want ek dink as ek in tale gepraat het, ek iets anders gedoen het, sou dit dalk nie gewerk het nie. Maar dis ons default moet wees, dit wat ons na toe terugval moet wees, Here, U eerste. Here, want U het ons die Vader gewys wat vir U eerste was. Maar Here, ons wil U ook eerste maak. Wie is U eerste in my lewe, deur wat ek doen en wat ek leef vir U. Ons elkeen het 'n geleentheid in ons werksomstandighede, ons plekke waar ons is, wat geen ander ou het nie. Ek werk nie in die koöperasie nie, ek kom so nou en dan slip ek daar in, dan groet ek vir Janneman, en ek groet vir Mani, en wie ook al daar is, groet ek, en Adrian, maar ou pop het daar in en pop uit. Ek het geen verhouding met die ouens daar nie. Ek het geen geleentheid om 'n inspraak te maak nie. Ons het die woord van die saaier gaan uit om te saai, en ek was al by Aldrin, ek moet ook die storie vertel, ek nie kyk my tyd. Ek was ook by Aldrin gewees, nou gaan bid ek vir hom, en sy op die trekker in die land besig om te ploeg. Wel hy kom sê, Jimmy, ek is op die land, kom nou maar. Stop ek al langs sy bakkie, maak hy 'n draai, nou ploeg hy, en hy stop, hy sê, jy moet maar inklim hier. Nou is ek daar saam met Aldrin in die trekker, hier gaat ons, tuk, 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 tuk. En hy sê hoekie op, en hier ploeg ons, né? En ek vra, hoe gaan dit en alles, en terwyl ons ry, praat hy van een van sy kinders, en ek sê, okay, maar Aldrin, kom ons bid sommer so terwyl ons ry. Nou, hy is nog een van die ouens wat die hoed afval en die oë toemaak. Ry ons met die trekker. So, kyk, maar kom ons bid as hy klaar gedraai het, want hulle het nou knoppies en goeters wat hulle moet druk, en dan hier gaan die ou ding op sy eie. Hy word met die GPS gelink. George, julle sal nou weet, Tommy en Terry, julle sal nou weet, en dan gaan hierdie ou trekkertjie op sy eie. En Aldrin haal sy hoed af, hande so, en hy bid. En nou weet ek moet vinnig genoeg bid, want daar's 'n draai. Anders ploeg ons dalk tot in die dam. Maar
net so voor die draai, okay, amen, Aldrin, dan sy hoed op, en dan draai ons die draai, en dan sê ek, en praat ons weer, en dan, okay, nee, oor die volgende kind, dan, kom ons bid vir die kind, okay, maar wacht, ons draai eers. Ons draai, en dan gaat ons weer. Nou, Aldrin se default van gebed is, ek haal my hoed af, want ek respekteer die Here. En ek maak my oë toe, en hierdie is 'n kosbare tyd, saam met die Here. En daar het vir my nogal 'n venster oopgemaak, en sê, wow, Aldrin, as ek nou na hom kyk, dan kyk ek na, hy respekteer die Vader. Hy eer die Here Jesus, deur net wat hy doen. Hy het nie gepreek daar nie, hy het dalk amen gesê, hy is nie 'n ou wat baie saamstem as jy bid nie, maar, en dan amen, sit hy sy hoed op. Ons is hier in plekke waar geen ander ou 'n plek het nie. In jou werksomstandighede is jy daar, want jy moet die siekes kan genees, en die dooies laat praat voordat hulle opstaan. Die dooies laat opstaan. Die dowes laat hoor, die krepeles laat loop, die wat nie hoop het nie, hoop te gee, want jy die hoop. Jy die antwoord. Soos jy hier sit, is jy die antwoord. Ek wil vir ons hierdie versie lees, Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord en sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou gaan ek dit bietjie draai en sê, want Jesus sê, julle is soos ek hier op aarde. Julle moet die voorbeeld wees, julle gaan beter en groter dinge doen as ek. Dan sê ons daar, ons is die weg na die Vader toe. Wat het ons die weg gegee en die reg gegee om dit te sê, want Jesus. Deur Jesus sê, jy moet Jesus aanneem as die saligmaker. Jy moet Jesus aanneem, want hy is die weg na die Vader. So jy maak die pad reg vir iemand om Jesus aan te neem, aan te aanvaar in sy lewe. Jy is die waarheid. Want dit wat jy praat, moet verkondig dat jy 'n ware God dien, en dat daar nie 'n leuen in sy woord is nie. En dat jy dit nie verdraai nie. As jy 'n leefwyse leef, wat nie tot eer van God is nie, is jy besig met 'n leuen. Want dis nie die Here nie. En ek is die lewe, sê Jesus. Ons gee mense hoop. Ons gee mense lewe. Jesus sê, ek wys julle die Vader. Jesus kyk na die Vader. Jesus sê, ek is die weg. Ons kyk na Jesus. Julle is baie stil. Julle maak my bang. Die water drink, julle kan ontspan. Wat gee ons die reg om so te kan praat? Die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal sy getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiters van die aarde. Julle sal krag ontvang. Soos elkeen van julle hier sit. In die eerste plek moet jy die Here Jesus aanneem as jou saligmaker en jou verlosser. Jy moet 'n tyd en 'n datum en plek neem en sê, maar ek keer weg van my sondige natuur, ek lê Jesus, of ek lê die ou lewe af, ek draai om, en dis hoekom ons sê, jy moet bekeer. Draai om. Draai jou rug op die wêreld en jy begin Jesus volg. Wat die weg, die waarheid en die lewe is. In die tweede plek moet jy dan sy Gees ontvang, want dit is jou krag en jou sterkte, en dis die een wat jou help. Hy sal jou leer en sal jou lei. Ek sit met iemand en die situasie klink hopeloos. Dit klink nie of daar 'n antwoord. Ek het nie antwoord nie. Ek sê, Here, in my stilte sê ek, ons as pastore wil nie sleg lyk nie, maar daar's party plekke wat jy nie 'n antwoord het nie. Jy het net nie die antwoord nie. En dan sit ek daar en sê, Here, ek het nie antwoord nie. En dan kom die Gees met 'n sagte woord. En jy sê net iets en dan staan jy terug en sê, wow. Dan is dit die Gees van God wat deur jou praat. As iemand by jou tafel sit of by jou in die workshop kry en hy sê ek het die probleem, kan jy hom help. Want as jy sê daar, ek weet nie wat om te doen nie, prys die Here, die Gees weet. Die Gees van God weet om alles te doen. Hy is ten magte om jou te kry om in die bonatuurlike in te beweeg. Jesus wys vir ons
Ons kan in die bonatuurlike inbeweeg op die berg van verheerliking. Nou, dit is daar in Matteus 17. Ons hoef dit nie op te gooi nie, dit is 'n lang stuk. Ek gaan vir julle vertel. Jesus wat 3 van sy disippels en hy gaan na 'n berg toe, die berg van verheerliking, en terwyl hulle daar is, toe verhelder die plek. Hulle sê hy begin shine, maar in 'n geval. En Moses en Elia verskyn saam met Jesus daar. Nou staan hierdie 3 verskrikte disippeltjies. Ek dink hulle het weggekruip. Sien, hier gebeur nou iets. Hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom het hy met Moses en Elia so gepraat? Hoekom het hulle met hom kom praat? Want hy het vir ons gewys, ons kan in die bonatuurlike beweeg. Ons het vir die maar hier gehad. Ek was nie hier nie, ek was in Zambië, maar ek het van sy preke geluister. Hy het vir ons kom vertel, hoe kan ons in die bonatuurlike te beweeg? Hoekom? Nie om jouself te verheerlik nie, maar omdat die Here vir ons 'n opdrag gegee het. Gaan, maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Alles. En dat hier loop Jesus op die water. Vir wat? Hy kom ons nou maar 'n bootjie gevat het en die ander kant toe gegaan het. Hulle het dan net die 5000 kos gegee. Hy sê vir sy disippels, klim in die bootjie, daar gat julle, ek kry julle aan die ander kant. Gehoorsame disippels, daar gaat hulle. Op pad kry hulle storm, vat bietjie langer as wat hulle moet, en hier kom Jesus in die aand. Ek dink hy was op pad verby hulle. Maar hulle het so groot geskrik, hy moes sê, relax. Dink hy moes toe na hulle toe gaan. Ek dink hy was op pad sterk terug, want hy het gesê, ek kry julle aan die ander kant. Hy het nie gesê, ek gaan julle halfpad kry nie. En die volgende ding is, Petrus, toe hulle hom herken, en Jesus sê, moenie bevrees wees nie, dis ek. Sê Petrus, ek wil ook op die water loop. Hoekom? Om vir ons te wys, ons kan ook op die water loop. Nie om af te show nie, maar om in die bonatuurlike te beweeg, om in die wonderwerke te beweeg. Wat is 'n wonderwerk? Ek het dit al gesê. As jy kan sê, ek wonder hoe werk dit, na die tyd. Ek weet nie hoe dit nou gebeur nie. Dat ons in die wonderwerke realm kan beweeg, dat ons in die genesingsrealm kan beweeg, as ons hande op die siekes lê, sal hulle genees word. Want dis die woord van die Here. Maar jy tyd dophou. Nou kom hulle van die berg van verheerliking af, en hierso het 'n ou sy disippels gevra, bid asseblief vir my kind, is 'n maansiek kind, bid asseblief, niemand kon hom help nie, jou disippels kon hom nie eens help nie. En Jesus sê daar 'n harde woord. Hy sê, hoe lank gaan ek nog saam met julle ongeregtigheid lewe? En Johan het 'n ander woord kom sê vanoggend. Ek weet nie of pas jy daai woord in nie. Maar in elk geval, ek dink is 'n ander konteks. Kry gou vir ons daar Matteus 17 vers 14 tot 21 en Jesus antwoord hulle deur julle ongeloof. Okay, gaan vir my ek dink so 3 verse terug. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag. Ek sal hurtkap as iemand dit vir my sê. Pastor Andries hier opstaan en hy sê vir my: Hey Jimmy, jou ongelowige en verdraaide. Ek sê: Cheers, daar gaan ek. Ek is baie naby in die deur. Ek sal opruk. Hoe lank sal ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog wys dat julle kan in dit beweeg? Hoe lank moet ek julle nog wys? Ek het julle al uitgestuur om die evangelie te verkondig en julle bekragtig en julle teruggekom en sê, ja, wonders gebeur. Mense word genees en mense kom tot bekering, kom inkeer na u toe. Maar hoe lank nog moet ek by julle wees? Want julle doen nie wat ek sê nie. Julle leef nie wat ek vir julle wys nie. Julle is nie wie julle veronderstel om te wees. Ek sien die Vader, julle moet soos die Vader wees. Alex gaan my raas, ek gepak vanoggend. Ek gaan 'n laaste voorbeeld gebruik, Cornelius. Is in Handelinge 10. Is 'n lang stuk, is van vers 1 tot ek dink 47. Moet dit nie opsit nie, Sarel. Nou ek gaan gou vir julle verduidelik. Cornelius is 'n nie-Jood. Hy's 'n Gentile in die Engels. Afrikaans is dit 'n gladiator. Wat? 'n heiden. Hy's 'n heiden. Beteken hy's nie deel van die uitverkore volk van daai tyd nie. Okay. So hulle het nie met hulle regtig gemeng nie. Daar was nog nie 'n deur vir hulle oopgemaak nie, want Jesus sê, ek stuur julle uit na die verlore skape van Israel.
Hy het hulle toe nog nie uitgestuur nie. Toe hy weer die laaste keer toe sê hy, okay, maar ek stuur julle nou in die hele wêreld in. En nou is hulle, hoe gaan ons nou met hierdie ouens kan praat, want ons is nog nie geleer om met hulle te praat nie. En hier's die baanbreker, Petrus. Petrus staan in die boefretrek, sondagmiddag. Sondagmiddag begin ek so G's trek, dan wil ek bietjie gaan slaap. En so as daar kos is, dan word ek halfpad wakker, rykie kos. Ek dink dieselfde het hom gebeur. Hy's in die boefretrek. Hy's besig om te wag, want die kos word onder voorberei. En hier sak 'n doek voor hom af. Doen in 'n visioen. Hulle sê hy het in 'n visioen ingegaan. En hy sien 'n visioen van klomp onrein diere. Okay, julle moet nou help hier. Ek dink as al die diere met gesplete hoewe, né? Of nie gespleet, nie gespleet. Sê vir my, antwoord my, sê my, iemand. Hy? Nie gesplit is 'n onrein. Okay, nie is 'n boer daar, julle luister. Okay. So al die onrein diere, nou ek dink is likkewane en slange en krokodille en voëls en al daai goed so alles in. En die doeksak voor hom en die Gees van God sê vir hom, Petrus, neem en eet, jy's mos nou honger my ou. Hier's nou lekker kos vir jou. Hy sê, dis onrein, ek kan nie eet nie. En die doek gaan op. En dan kom 'n stem wat sê, niks wat ek rein maak, mag jy onrein ag nie. En dit gebeur 3 keer. Nou Cornelius is in 'n ander dorp en hy dien die Here, alhoewel hy nie 'n Jood is nie, maar hy dien die Here en hy eer die Here en hy gee. En hy bless mense, hy help mense. En 'n engel verskyn aan hom en sê, jy moet vir Petrus gaan kry. Okay. As hy stuur 2 van sy manne, nok, Petrus is nog besig met die visioen, is net klaar, niks wat ek rein ag, mag jy onrein ag nie. En as ek klop aan die deur. Maak die deur oop, hier's daai mense. En terwyl hy nog so staan, Petrus, toe sê die Gees vir hom, daar's 2 manne van Joppe 11, gaan saam met hulle na Cornelius toe. Die Gees het hom voorberei. So die onder kom, hallo, ja, ek weet, jy's skerp, kom ons gaan. Okay, die gaan ons. Dan gaan hulle, kom by Cornelius. En daar word die evangelie aan die nie-Jode verkondig. Want Cornelius was gehoorsaam en Petrus was gehoorsaam. Petrus het nog nooit met 'n nie-Jood gepraat. Hy het in feite vir Paulus bietjie gefight oor die besnydenis op 'n stadium. Maar daar maak hy die deur oop vir elkeen van ons. Wie is 'n Jood hier? Jy sien? Sê dankie Petrus. Want Petrus was gehoorsaam aan die Here. Petrus het geluister toe die Here gepraat het. Dis wat ek nou wil sê van die saaier. So Aldrin met sy land, toe kom ek daar en hier's klomp rotse. Nou dink ek, Aldrin, hoe gaan jy die rotse uitkry? Want hy wil nou aardappelland maak, hy wil spulpunt opsit en dit moet nou alles, ek reken, smooth wees. Jy kan seker nie 'n spulpunt so laat loop nie. Julle boere weet mos. In elk geval. Nou is hy besig, ek dink hulle van die goed geskiet met kruit. Ek weet nie of dit legal is nie, maar okay, ja. Toe ek nou daar kom oor 'n maand later, toe's al daai klippe aan die buitewand van die land. En die land is mooi, presies soos Aldrin wil om sy aardappels te plant. In feite, toe is die aardappels al klaar geplant. Toe ons jonk was, het jou pa sê vir jou, okay, hier vir ons boentjies of wat ook al plant, dan vat jy jou vinger, jy druk hom so in, jy hou jou duim daar, dis jou diepte, gooi in, maak toe, hy sal groei, gee hom water. Hy sal groei, dan kom wat ook al jy geplant het daar. As jy wortels geplant het, daai saadjies is so klein, meng jy dit met meel, né, sodat jy kan sien waar jy die saad gooi, want jy sien nie die saad nie, want jy gooi dit net rond en bond. Die woord praat van die saaier het uitgegaan om te saai. Nou daai was 'n saaier wat kan saai. En die woord sê, toe val dit tussen rotse, op die pad, en die voëls kom eet dit, tussen rotse en die son verskroei dit, en dan die redelike goeie grond, en die dorings en dissels verdruk dit, want dan kan dit nie vrug dra nie, so dit is nog steeds daar, en in die goeie grond, 30, 60, 100voudig. Nou daai saaier het nie uitgegaan en gesaai nie. Hy het met doel gesaai. En weet waar hy gesaai het. Maar nog steeds het daar saad in die pad geval. Nog steeds het dit tussen rotse geval. Nog steeds het dit in grond geval wat nie so vrugbaar is nie. Moenie jou saad minag nie. Moenie die saad wat jy saai vir die koninkryk minag nie. Elke bietjie help. Dit kan dalk nie in die, dankie Ben, dit kan dalk nie in die beste grond wees nie.
maar dit het die potensiaal om te gaan na die beste grond toe. Want ons dien 'n wonderwerkende God. As jy bid, gebeur daar dinge. Ek wil ons vandag bemoedig. Ek wil vandag vir ons sê, kyk na Jesus. Want hy het vir ons die Vader kom wys. En as jy dit dan doen, laaste vers, Isaiah 6 vers 8, daar is die Engels, al die Engelse mense, Isaiah 6 vers 8. En ek gaan hom in Engels ook lees, Sarel. Is hy. And I heard the Lord say, asking, whom should I send as a messenger to this people? Who will go for us? And I said, here am I, send me. Ek los julle met die boodskap. Ek los julle met die laaste gedeelte. Jy moet elke oggend, as jy opstaan, sê, Here, jy moet soos 'n hondjie wees wat excited is om sy eienaar te sien. Jy moet nie piepie op die grond, nie, maar wees net excited. Wees excited om iets vir die Here te doen. Want jy kan. Want jy het die almagtige God se krag in jou. Jy het sy idees in jou. Jy het sy creative power. Jy het sy prophetic, creativity. Al die goed het jy in jou. Alles het jy in jou. Word wakker met 'n Here, stuur my vandag. Want Here, ek mag nie altyd die antwoord dalk hê nie. Ek het nie altyd die antwoorde nie. Maar U het. En as ek by U intap, dan het ek die antwoorde. Laaste getuienis, ons is daarby, ons gaan vir 'n uitreiking, ek is standaard 7, nou dis so 3 jaar terug. Wat lag julle? Ek staan daar by Mani en Henny vanoggend daar buite, sien ek eers maar Mani en Henny is grys jong. Ja. Ek kan nie glo hulle is so grys nie. Hulle raak oud, jy moet hulle dop hou. En ons is op pad Magai toe vir 'n uitreiking. En ons het 'n ou saam met ons van die Bybelskool en hy praat met almal oor die Here. En hy het 'n tegniek en ek is my mond hang oop hoe hy dit doen. En elke keer as hy met iemand gaan praat, gestaan ek naby net om te hoor hoe doen hy dit en wat doen hy. En daar kom 'n ou aangestap en hy's net klaar met hierdie ou en ek sê vir hom, ek dink sy naam is Hannes. Nee. Bel hom vra. Maar in elk geval, ek sê vir hom hier's nog 'n ou om mee te praat. Hy sê, gaan jy? Wat? Gaan jy? Ek het net tot bekering gekom, net die Here begin dien. Hy sê, maar gaan jy? Ek sê, ja, ek weet nie wat om te sê nie. Hy sê, dis fyn. Ek het ook nie geweet nie, tot die Here vir my gesê het. Ek wil nie regtig iemand uit my broek bewe. Want dit is nie maklik nie. Maar tot die Heilige Gees begin beweeg, dan raak dit maklik en excited en jy wil dit meer doen. Jy wil meer van die Here doen. Moenie laat jou vrees of jou nie boldness jou dryf nie. Wees bold en sterk in die Here. Gaan uit en vra, Here, gebruik my. Dit gaan moeilik wees in die begin dalk, maar die moeilike gedeelte is net om te begin. Daarna skop die Here se krag in. En jy sal verbaas staan oor die wonderwerk wat die Here doen. Kan jy die antwoord wees as mense gebed nodig het? Kan jy die antwoord wees as mense genesing nodig het? Kan jy die kanaal wees wat die Here gebruik? Ons doen alles in die naam van die Here. Moenie my verkeerd verstaan nie, maar word geaktiveer, want jy kan. Kom ons bid saam. Dankie Here vir elkeen wat vanoggend hier was. Dankie Here vir U woord wat lewe bring, U woord wat verandering bring, Here. Soos daai saad wat gesaai word, Here, laat hierdie woord opkom tot 'n 30, 60, 100voudige oes in elkeen se hart, Here. Heilige Gees, aktiveer ons met U boldness en met U krag, met die wete dat ons is U kinders en ons hoef vir niks bang te wees nie, want U is met ons. Seën elkeen se week, beskerm hulle, bewaar hulle, help hulle om in die gawes van die Gees te beweeg, sodat U die eer kan kry. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.